Goeiemiddag almal. Ek hoop julle het 'n baie geseënde Sabbat gehad en dat julle elke oomblik geniet het en ingedrink het en die boodskap nog steeds op julle harte sal dra. Ek wil vra dat ons die oë sal sluit. Liewe Jesus, baie dankie dat ons nou aan u voete kan kom sit. Dat ons 'n wonderlike Sabbat gehad het. Here, maar nou gaan ons 'n besige week in en ons moet iets kom leer by u. Here, mag dit ook wees dat ons in hierdie stukkie van Lukas 10 vers 38, Here, dat ons dit sal bepeins, dat dit 'n werklikheid in ons lewe sal word, waar ons ook 'n verandering sal inbring. In Jesus naam. Amen. So ek wil graag met julle deel 2 baie bekende Bybelfigure. 2 vrouens, 2 unieke persone wat Jesus baie lief gehad het. En dit is Maria en Martha. Ons kan ook bietjie na hierdie stukkie kyk as ek dit klaar gelees het vir julle, en dan kan julle bietjie daaroor dink. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister, maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê, en hy sê vir Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek wil hê ons moet gaan kyk na Martha, ek wil hê ons moet gaan kyk na Maria, en ek wil hê ons moet gaan kyk na die deel van Maria, wat nie weggeneem sal word nie. Die stukkie wat ek met julle wil deel vanaand is die gedeelte waar Maria aan Jesus se voete kom sit het, en dan ook die Martha probleem. Martha was nie besig om sonde te doen nie. Sy was besig om te bedien. Maar daar het kort iets haar aandag weggeneem. En sy het nie gefokus gebly op Jesus nie, maar op die omgewing en dit waarmee sy besig was. As ons byvoorbeeld diens doen, dan moet ons dit partykeer doen sonder om te gaan sit. Baie keer kan daar ook bitterheid ontstaan. Soos byvoorbeeld die feit dat Martha gevra het dat Maria moet kom help. Ons kan ook tekens van Martha toon, byvoorbeeld deur geïrriteerd te word as ander ons nie help nie. Die oplossing sal wees dat ons vir hulle moet bid.
Maar partykeer bid ons ook dat die Here daardie mense moet stuur om ons te help. Dit kan ons baie uitput en dit kan ons vreugde wegneem. Met ander woorde, soos die Engelse sê, much hurrying, maar ons kan little praying doen. As ons kyk na hierdie twee susters, dan sien ons Jesus het beide van hulle baie lief gehad en vir Lazarus. Martha was angstig, maar Maria was rustend, kalm, en sy was vasgevang in die woorde van Jesus. God het nog steeds vir besige Marthas lief. Maar besige Marthas kan vervang word met geseënde Marthas. Die vraag wat ek vir u wil vra is u miskien 'n Martha of is u 'n Maria? Die ander probleem wat ook kan ontstaan, ons kan baie dinge vir Jesus doen, maar ons kan nog steeds nie by sy voete uitkom nie. Martha was besig met Jesus. Martha was besig en om Jesus te bedien, maar Maria was teenwoordig met Jesus by sy voete. En daarom het Jesus gesê, Maria het die goeie deel gekies. Jy sien, kan ons baie keer te midde van, sê maar, load shedding, kerkprogramme, en noem dit wat jy wil. Ons kan so besig raak, dat ons soos Marthas is. Maar Jesus bly ons roep, om by sy voete te kom sit. Veronderstel, ek wil eers so sê, Martha het ook Jesus in haar huis ontvang. Maar Maria het aandagtig geluister na sy woord. Dink aan die gedagtes, Jesus kom van Betania af. Daar's geen soos 'n PA system kan ek al sê nie. Dis net 'n huis, 'n onderwyser en daar's twee susters. En Martha raak bekommerd oor Jesus dat hy nie omgee dat sy so besig is nie. Om vir hom te bedien nie. En dat sy alleen dit moet doen nie. Dit is haar grootste bekommernis. En dit was nie verkeerd van Martha om te dien nie. Om te dien is goed. Markus 10 vers 45 sê die seun van die mens het gekom om te dien. Martha se probleem. Sy het diens gedoen sonder om te kom sit. En haar omgewing het haar aandag afgetrek en sy het bitter geword en angstig geword. En sy was apart weggetrek gewees. Veronderstel jy of ek kan byvoorbeeld op 5 kerkkomitees wees en ons kan steeds nie die Bybel oopgemaak het in die week nie. Ons kan angstig raak omdat ander ons nie help nie. Ons kan self ook soos Martha bid, Here, sê vir hulle, vertel hulle, Here, om ons te kom help. Daarom is daar die Engelse geskrywe ook, much hurrying, much talking and little praying. Maar Maria het die beter deel gekies.
En ons moet gaan kyk na daardie deel wat nie weggeneem kan word van haar nie. En dit is die voordelige deel, en dit is die beste deel wat sy gekies het. Ek wil kyk, hoekom kan hierdie goeie deel nie van haar weggeneem word nie? Eerstens, as ons daarna kyk, sien ons dit het ewigheidswaarde om by Jesus se voete te sit. 'n Mens kan jou werk verloor, jy kan jou foon verloor, jy kan die load shedding skedule verloor, maar jy kan nie tyd verloor wat jy met Jesus spandeer nie. Matteus 6 vers 20 sê, dat ons moet vir ons skatte in die hemel bymekaar maak. Wat gebeur as ons by Jesus se voete gaan sit? Dis baie belangrik, want dit verander ons. Maria het geluister, en dan het sy oorgegaan tot aksie. Psalm 46 vers 10 sê vir ons, wees stil en weet dat ek God is. Wat Jesus baie waardeer. En hy het vir Maria eintlik in die publiek verdedig. Johannes 12 vers 3 sê dat Maria het Jesus se voete gesalf en sy het geleer by sy voete. 'n Engelse gedagte weer hier van ons inspirasieskrywer sê, the greatest want of the world is the want of men, who in their inmost souls are true and honest, that starts at his feet. Hoe kan ek verander? Hoe kan ek leer om te gaan sit by Jesus se voete en dat daar 'n verandering sal kom? Ons moet leer van Jesus, want hy het vroeg in die môre, die eerste ding wat hy gedoen het, is om te gaan bid en met sy Vader te verkeer. Lukas 10 vers 39 sê hy het die woord gehoor. En ons moet daders van die woord wees. Ons moet eers te kies. En niks is my mooier as hierdie teks wat sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So ons moet luister, en dan moet ons dit gaan vertel, en ons moet by Jesus se voete gaan sit. My vraag vanaand aan u is, wat 'n suster is u? As u oë moet toemaak, en u dink dat Jesus is nou in u sitkamer, sê hy nie dalk ook vir u die volgende woorde nie, en dit is miskien net Ilse, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, net soos hy vir Martha gesê het. U en ek het nie nodig om te stop om te dien nie, maar ons het nodig om te begin dink om te gaan sit. Jy weet, 'n mens kan beter dien as jy 'n hart vol van Jesus het, as wat jy 'n leë hart het, en jy's uitgebrand, en jy kan nie dien nie. Ek wil nog so gedeeltjie met u deel.
En dit is hierdie laaste gedeelte. Jesus vra ons ook dan nou om saam met hom te bid. En ek wil hierdie gedeelte afsluit en vir u uitdaag om hierdie week meer by Jesus se voete te sit as wat u gaan staan en bedien. Kom ons bid saam en ek wens u met hierdie gebed dan nou ook 'n mooi vreugdevolle week toe, waar u kort pitstoppe gaan maak om by Jesus se voete eerste uit te kom. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, vergewe my Martha's hart. Here, soms kook ons maak skoon, ons beplan, maar nog steeds mis ons u. Vandag kies ons die goeie deel. Leer ons om by u voete te sit, en dan van daar af, Here, stuur ons uit na waar u wil hê ons moet gaan. Amen.